Dis Vrydag, dis 27 Maart en Dirk wat met die gesels en ons kyk weer na ietsie interessants in die skrif. In die ou nabye ooste was daar baie leraars wat nagedink het oor die sin van die lewe. Hulle het geglo dat God die wêreld so geskaap het dat daar 'n vasgestelde orde is. As jy geluk en sukses wil verseker, moet jy net by hierdie orde inskakel. Spreuke is so 'n wysheidsboek. Die skrywer is oortuig dat God altyd die regverdige seën. In hoofstuk 10 vers 6 skryf hy, die regverdige word geseën. En aan die ander kant is die skrywer oortuig dat dit altyd sleg gaan met die een wat sonder God leef. So skryf hy in hoofstuk 12 vers 3, niemand wat 'n verkeerde lewe lei hou stand nie. Wie die wil van die Here doen, staan stewig. Hierdie soort wysheid het gelei tot die denkrigting dat goeie dade altyd op voorspoed uitloop terwyl teëspoed 'n bewys is dat die persoon ergens iets verkeerd gedoen het. Maar gelukkig is daar nog 2 wysheidsboeke in die Bybel opgeneem, naamlik Prediker en Job. Die skrywers van hierdie boeke lewer kritiek op die wyshede van Spreuke. Hulle wys daarop dat dit dikwels gebeur dat slegte mense voorspoedig is terwyl goeie mense swaar kry. Eintlik is dit wonderlik dat God toegelaat het dat al 3 die wysheidsboeke in die Bybel opgeneem is, terwyl dit eintlik teenstrydige boodskappe bevat. Tog is al 3 boeke se boodskappe waar. Ons sien dit elke dag rondom ons, dat daar ook slegte dinge met mense gebeur wat reg leef, en dat mense wat sonder die Here leef, baie suksesvol is. Hierdie wysheidsboeke wys dat ons nie net met ons teologiese resepte God of die wêreld kan manipuleer nie. Aan die ander kant is dit wel waar, dat kinders van God wel geluk en vrede onder selfs die slegste en moeilikste omstandighede kan ervaar. Here, dankie vir die woord wat vir ons die sekerheid van die lewe bevestig, dat ons selfs in die slegste van omstandighede net aan U kan vashou. Amen.